gereed is om die Bybelverklaring saam met my te doen, dan vat jy jou Bybel, hou jy hom lekker styf vas, en jy weet, in hierdie Afrikaanse vertaling spel hulle sy naam Jesus. As jy nou 'n Arameese vertaling gehad het, sou jy sien hulle spel hom Yeshua. Maar kan ek vir jou sê, dis die een en selfde Jesus. Hy is ons rots en ons vesting, halleluja. En dit is wanneer jy in daardie uitdagende oomblikke is, wat jy besef wat hy vir jou kan doen. Wat jy weet hoe hy dit vir jou gaan doen. En mag die Here met ons wees, halleluja. Is jy reg om die boodskap te ontvang? Is jou hart lekker voorberei? Goed, nou gaan ek ekstra kort preek. Kom ons sê ons Bybelverklaring. Hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Ek het die afgelope weke nou met jou gepraat rondom 'n baie eenvoudige sinnetjie in Openbaring. En dit is gemeente van Christus. Gemeente van Christus. En kan ek vir u sê, terwyl ons gemeentes baie keer beleef as 'n kleiner groepie mense wat in een gebou is die kerk van Jesus of die gemeente van Christus, die liggaam van Christus, is wêreldwyd. En die wonderlike is, dat jy kan nie lank wegkruip nie, dan kom iemand agter wie jy is. Vra maar vir Petrus, jy weet, toe hy Jesus wil verloon en sê, ek ken die man nie, toe sê hulle, maar jy is definitief een van hulle. Want hoekom? Jou spraak verraai jou. Jou stemtoon verraai jou. En dit sê iets van wie en wat jy is. So, ons gaan vanoggend hiermee afsluit en ek wil jou help om iets nie te vergeet van hierdie reeks nie. En dit is dat woorde bring gedagtes. Ek het dit nou oor en oor gesê, woorde bring gedagtes, nê. En gedagtes is weer waarop ons reageer. Jy weet, as ek skielik aan iets dink, dan wil ek dit sommer net doen. Jy weet, en dan wil ek net daai optel of skuif, of ek wil keer, of wat ook al. En in die Moses se verhaal saam met Josua in die uittog uit slawerny uit, het hulle verskillende goed belewe, en ek gaan nou nie alles herhaal nie, maar jy kan op die YouTube kanaal gaan kyk, dan sê jy al die YouTube boodskappe daar kry, en elkeen van hulle wat daar die sleutelwoord gehad het. Maar wat kan nou mooier wees as daai lavenderlande, nê? Dis so mooi om die foto's te sien. En ek dink dit herroep weer vir jou iets. En dit sê, hoe baie het jy baie keer nodig om baie klein bietjie te maak, nê? As jy daardie olies wil uitpers en uithaal, dan moet jy dit so doen. Nou melk en heuning dink ek is 'n baie bekende ene. Ek dink warm melk met 'n bietjie heuning help ook vir verkoue en hoes en ek weet nie wat alles nie. Klink maar dit wek woorde. Woorde bring gedagtes. Melk en heuning behoort vir jou te sê beloofde land. Die land van melk en heuning, né? Beloofde land. En dan die akasia bome, die hele tabernakel wat gemaak was van akasia hout, jy weet, en die ark wat daarmee, en dan het hulle dit oorgetrek met goud, en as jy gaan kyk na hierdie akasia boompie, hy het eintlik maar min hout, en jy moet baie boompies maak, jy moet baie hout maak, om behoorlik iets te kan regkry. En dan die water en suurstof wat ons by stil gestaan het, om te verstaan hoe dat water, daardie absolute noodsaaklikheid is in 'n woestyn. Jy kan nie daar sonder klaarkom nie.
Maar jy kan miskien vir 3 dae of miskien selfs vir langer sonder water klaarkom, maar jy kan nie sonder suurstof klaarkom nie. Jy kan nie sonder die Heilige Gees klaarkom nie. En is iets wat jy vir jouself moet herinner. Jy moet vir jouself gedurig bewus maak en sê, Here, ek kan vandag nou niks water gedrink het nie, maar ek het U Heilige Gees nodig. Wie wil amen sê? Ons het die Gees van die Here nodig. As jy dink aan sandsteen, dan dink ons aan die tempel, hoe dat hy uiteindelik gebou is. En hoe daar die massiewe groot sandsteenblokke gevorm is, pilare gemaak is. Nou vanoggend dan het ons nog gepraat oor die palmboom en die palmbome kan storms oorleef, né? Hulle is sterk, hulle is gemaak vir stormweer. En vanoggend gaan ek met jou praat oor koring of oor broodmeel. Om 'n lekker brood te kan bak. En om te weet wat dit vir my en vir jou kan beteken. Maar ek dink dit is belangrik om te weet dat dit niks lekker is om 'n ou snytjie brood te eet en dan was daar 'n klippie in die meel. En hy deur die oond en deur die proses en deur alles gegaan en dit kos jou 'n klomp tandartsgeld, want daai klippie het jou tand gebreek, né? En jy sommer vies dat jy daai stukkie brood probeer eet het. Want hoekom? Die meel was nie mooi gesuiwer nie. Die meel was nie mooi gesif nie. Dit het nie deur die meele of deur die sif gegaan nie. En ek wil hê jy moet weet, elke uitdaging wat jy hanteer, maak jou beter. Sê amen. Elke keer as jy voel, dis moeilik, dan raak jy meer en meer van wat God wil hê jy moet weet. En ek gaan daarom vir jou sê dat dis vir my so belangrik, dat as jy mooi dink oor die kossituasie, dan in Egipte, toe hulle slawe was, is hulle kos gegee. En ook maar 'n regte ou slawe ete of 'n slawe toelaag, né? En daar was daarom vleis by gewees. So, dit was nie te sleg nie. Ek dink hulle was nogal bederfde slawe gewees. En jy weet, om nou lekker vleis en te brood en wat hulle alles gekry het, jy weet. Want hulle het terug verlang na die vleispotte van Egipte, né? Maar in die woestyn moes hulle toe nou iets leer. En dit is dat, nou is daar nie meer 'n farao wat sê wat se kos hulle kry en eet nie. Nou is dit God wat die manna gee. En die Bybel sê, hulle het so siek en sat geword vir manna, dis net nie waar nie. Laat hulle het gevoel, as ek nou nog 1 keer manna moet eet, maar hulle het nie die manna verstaan nie. En ek gaan dit later weer beklemtoon, is dat jy lewe van die woord van God. Jy lewe van die woord van God. Nee, ek kry net Cassie se amen, nee. Hoor gou, ons dink is ons eet wat ons aan die lewe hou. Dis nie ons eet wat ons aan die lewe hou nie. Dis die woord van God. En daarom moes God hulle deur daardie hele woestyn vat, om hulle uiteindelik bewus te maak, dat ware lewe het te maak met die woorde wat God spreek. Dis as God sê, lewe, dan sal lewe, amen. As God sê staan, dan kan jy staan. As God sê werk, dan kan jy werk. As God sê hardloop, kan jy hardloop. Want dit is die woord van God wat jou laat lewe. Ek moet dit genoeg kere sê, dat dit tot jou deurdring. Gryp jou Bybel en lees hom en quoteer teksverse en dan kom jy agter, jy kan sommer dae sonder kos bly, ek praat van vas, en dan kan jy sonder kos bly en dan voel jy net al hoe sterker en al hoe sterker, want die woord van God is kragtig. Wanneer God spraak, wanneer God sê, is daar lewe, en ek hoop dit dring tot jou deur. En daarom as Johannes op die eiland van Patmos kom en hy skryf in Openbaring 7 vers 16, dan sê hy, hulle sal nie meer honger en nie meer dors nie, en nooit sal die son
of enige hitte op hulle val nie. Nou as jy die storie van Babel of Babylon ken, en as jy nou nie weet nie, dis dieselfde plek in Irak, dis 'n stad of 'n dorp. Julle onthou wat by Babel gebeur het, die verwarring, die spraakverwarring wat plaasgevind het. Hulle kon mekaar nie verstaan nie, want hoekom? Hulle het gesê, kom laat ons 'n toring bou so hoog soos die hemel en opklim en by God uitkom. Jy kan nie by God uitkom nie, God kom by jou uit. Maar, as jy nie die klop aan die deur hoor nie, as jy nie oopmaak nie, kom hy nie in om saam met jou maaltyd te hou nie. En dit is goed wat ons as gelowiges moet gaan oefen, en ons moet dit reg kry en verstaan. Wat beteken dit dan? Hoe sal ek daarby uitkom? Nou, ek wil hê jy moet weet dat Babylon is 'n stad wat nou nog steeds bestaan, of eintlik bestaan, en daar's nog steeds daardie toring, mirasies, wat jy daar kan gaan besoek en alles, maar Babylon het na dit 'n stelsel geword, waarin die wêreld of die magte van die wêreld daarop uit was om met korrupsie en misleiding en verwarring God se mense deur die eeue voor 'n toets te stel of hulle eerder God sal vertrou as die wêreld. Dat jy eerder sal staat maak op God se woord as wat jy staat maak op die opinie of die navorsing van 'n wetenskaplike. Kan ek jou help? Dat jy eerder staan by wat God sê, as wat die uitslag van jou mediese verslag is. Dat jy eerder hoor wat God sê, as wat op jou bankrekening gereflekteer is. Dat jy kyk na God en nie na die wêreld nie. Want hierdie wêreld is ingestel om jou stelselmatig swakker en swakker te maak. En daarom wil ek hê jy moet weet, dat wanneer ons hierdie toets deurleef, dan het dit nou nogal iets te maak met kos en met eet. En wie van julle hou nie daarvan om te eet nie? Goed, ek dink julle is almal eerlik, goed. Wie hou daarvan om te eet? Steek maar op jou hand, Wat kan nou lekker wees as 'n ou mooi gebraaide skaapribbietjie, of moet ons sê 'n gebakte skaapbout, jy weet. Wat kan lekkerder wees as kokonatsop? Wat is daai geel goed se naam? Butternut. O, ja, butternutsop, O, halleluja. Wat kan lekkerder wees, as daardie lekker kosse, Nou, hoe gaan ons by kos uitkom? Kom ek wys vir jou, en ek gaan jou aan die hand vat. As ons kyk wat sê Eksodus 16 vers 3, dan sê hy, en die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit en vol brood geëet het. Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Nou, as jy 'n gelowige is, en jy het al op 'n plek gekom, waar jy agterkom, dat jou godsdiens maak jou in 'n sin arm, dan is jy op die regte plek. As jy kan verstaan, dat hoe meer jy gee, hoe minder het jy om te gee. Jy het nou gedink, ek gaan andersom sê, Hoe meer jy gee, hoe meer gaan jy ontvang. Ja, dit werk presies so, maar daar's 'n periode waarin jy agterkom, dat jou gee, dat jou oorgawe, dat jou weggee, jou eintlik in 'n staat van arm bring, en van niks hê nie. En al wat oorbly is jou vertroue op God. Die weduwee het dit beleef, die seentjie wat sy broodjies, sy visies in Jesus se hande gesit het, het dit beleef. Ja, soveel keer het ons gesien, dat wanneer iemand alles gegee het, dan is daar 'n oomblik waarin jy verstaan, en waarin jy begryp, dat iets gaan vir jou sê, terug Egipte toe.
Doen nou maar weer wat jy vir soveel jare geleer het, oor die 400 jaar geleer het om soos die Egiptenaar te lewe, en nou in 40 jaar is God besig om vir die volk te sê, julle moet op my vertrou. So ek wil hê jy moet weet, as jy op God kan vertrou, is jy op veilige grond. In Deuteronomium lees ons dit, hy sê, en hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe, sê dit saam met my, dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Dat die mense lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. As jy môre iewers voel iets moet in 'n rigting gaan, dan spreek jy God se woord. Dan verklaar jy Bybel. Dan sê jy dit staan geskrywe. Dan sê jy hierdie ding is nie van die Here nie, want die Bybel sê iets anderster. Halleluja. Wil jy saam met my opgewonde raak en om te verstaan dat daar gaan dae kom, daar gaan tye wees, soos wat die Here gespreek het in Amos 8. Hy sê, ek het 'n honger in die land gestuur, nie 'n honger na brood nie, en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. Die kerk behoort nooit 'n leë sitplek te hê nie, want kan ek vir jou sê, die woord van die Here word hier gesê, gehoor, gepraat, aangemoedig, opgewek, uitgeroep en gesê, kom, want God is 'n woord gee lewe. As Jesus dit in Johannes 6 doen, dan sê hy, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Wow! As Jesus dit sê, dan wil ek hê jy moet weet, dan moet jy begin om te verstaan, dat as daar enigstens tekort of fout of siek of seer of elendig is daar 'n tyd om terug te draai en te sê, Here, u woord. U woord. Jy sien, Noag het op so 'n plek in sy lewe gekom, waar die ongeregtigheid van die wêreld te veel geword het, en dan het hy op God se woord, op u woord sal ek die ark bou. Here, op u woord, sê Moses, sal ek die tabernakel bou. Josua sê, Here, op u woord sal ons oor die rivier gaan. Op u woord sal A.G. Espleroma begin om te sê, die Here is God, halleluja, en hy regeer tot in alle ewigheid. Is jy gereed om saam met my in Openbaring 7 stil te staan en te sê, hulle sal nie meer honger en nie meer dors nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Dit is my so mooi, dat as jy verstaan dat jy deel van die gemeente is die beloftes wat aan die gemeente gemaak is, ook vir jou. Maar hoor gou, as jy dink, jy kan buite die gemeente staan, as jy dink, jy kan op jou eie staan, kan daardie beloftes nie werk nie. Want die belofte is gegee vir die gemeente. Die belofte is gegee vir die som totaal van saamwees. Van hier is ek. Ja, miskien hou jy nie baie van alles wat gebeur nie, of iets is nie lekker nie, maar terwille van God se belofte, sorg jy dat jy deel bly van die gemeente. Jy sorg dat jy ingeënt is in die ware wynstok. Jy sorg dat jy daar is in die samekoms van die gelowiges. Jy is op 'n plek waar jy weet, as jy hier is daar die beloftes van krag oor jou lewe. Halleluja. Hoekom is gemeentelewe so belangrik? Ek wil hê jy moet weet, dat wanneer ons in 'n dag soos hierdie, of in die lewe, soos wat ons beweeg, dat ons veiligheid sal soek, en sal verstaan, dat God is met die gemeente. Onthou nou, Johannes skryf aan die gemeente. Hy sê, gemeente, ek het iets om vir julle te sê. In Jeremia lees ons 'n baie besonderse
heenwysing of 'n verduideliking van wat in die gemeente gaan wees. Hy sê dit so, hy sê die kinders maak hout bymekaar, die vader steek die vuur aan en die vroue knie deeg om koeke te maak vir die hemelkoning. Nou wil ek net eers gou daar stop, nee. Jy sien, jy kan hout optel en jy kan vuur aansteek en jy kan deeg of meel knie, maar dit maak saak vir wie jy dit doen. En hier kom Jeremia en hy sê, volk van Israel, as julle hout optel, as julle vuur aansteek, as julle meel vat en koeke meng en deeg maak om brood te bak, hang dit af vir wie jy dit doen. Dan kan ek jou vanoggend laat waarsku deur hierdie teksvers, jy doen dit nie vir die hemelkoning nie. Jy doen dit nie vir die wêreld nie. Jy doen dit asof vir die Here. Wie ken nog dit, laat jy gereeld in jou dag en jou week sê, ek is besig om hierdie ding te doen, maar ek doen dit asof vir die Here. As ek in hierdie week so saam, hier by die kerk, en ek het soveel goed, ek het klompie foto's, en ek wou so graag vir jou alles wys, en jou so bewus maak, nou is ek bo op die dak, nou sien ek Magrietjie is daar onder op die gras, daar iewers, en ek gou haar so dop, en ek kry die selfoon, ek neem 'n foto, nou is sy besig om die bouval se rooster skoon te was vir die mense wat weer inkom om weer kom bly in die woonstel. En as sy daar op met die rooster was, sy die rooster. Nou kyk ek haar so, nou dink ek, sy kan net so lekker kos maak as wat sy kan rooster was. Goeie vrou. Sê amen. Goed, ja. En nou kyk ek vir myself en nou probeer ek verf en as u nou wil fout vind met die verwery, dan mag julle maar na die voordeur gaan kyk. Ons het 'n spiksplinter nuwe voordeur. Die van julle wat daai kant ingekom het, weet nog niks nie. Maar as jy gaan moeite maak en jy stap hierdie kant in en dit was alles net gedoen omdat dit troue is Saterdag, nê? Ek wil hê jy moet weet, troue is 'n belangrike saak. En jy sal jouself strek en jy sal self. En ek het op my knieë daar gestaan en hulle wil nie meer regop nie. In hierdie spiere hier agter wat ek nie geweet het ek het nie. Hulle wil kramp en seer. Maar jy doen iets. Jy's besig om vir God iets te doen. Asof vir die Here. Asof vir die Here. Jy doen dit nie vir jouself nie. Jy doen dit nie net vir jou huis en vir jou vrou en jou man en jou kinders en jou familie nie. Jy doen dit asof vir die Here. Jy sê, Here, U het my asem gegee. Kan ek vir jou sê, dit verander jou omstandighede by jou werk onmiddellik. As jy begin om te sê, Here, in hierdie oomblik sê ek, wat ek nou doen, doen ek tot eer van God. Ek doen dit nie vir die wêreld nie, ek doen dit vir die koning van die eeue, vir die alleenwyse God, wat magtig is om te beloon en reg te laat geskied. Wie wil sê amen, halleluja. Jy raak sommer weer lus om te gaan werk. Amen. Jy raak sommer weer lus om die dag aan te pak, want hoekom? Die Here is met jou. En nou is dit my so mooi, en jy moet verstaan, as jy vir die Here iets wil doen, gaan jy dit besonders moet doen. Abraham sit daar by sy tent en Sarah is daar iewers agtertoe en hier kom 3 manne aangestap. En Abraham as gevolg van God se gees en God se krag wat werk, besef hierdie is nie gewone manne nie. Hierdie is manne van God. En hy nooi hulle in om water te kom drink. Hy nooi hulle in om 'n broodjie te kom eet, om 'n bietjie te kom rus van hulle lang tog. En uiteindelik is hy daar weg en hy kom by Sarah en dan sê hy vir haar, maak gou knie 3 mate meel, die beste, en maak roosterkoeke. Susters, ek wil hê jy moet weet, jy maak jou man suksesvol. Amen. Moenie moed verloor nie.
As daar 'n vrou is wat kon moed verloor, is dit seker Sara, wat kon gesê het, hierdie God wat my man aanbid, dat lyk of daar niks gaan gebeur nie, maar kan ek vir jou sê, daar's 'n profetiese woord wat wil losbreek en in jou rigting wil kom en vir jou wil sê, volgende jaar hierdie tyd sal dit anderster wees. Jy ken die geskiedenis en jy weet hoe dat God daardie kinderloosheid omgedraai het. Jy weet van God se beloftes en ek wil vanoggend vir jou sê, maak dit jou eie en sê, Here, ek weet ek moet sterk staan, maar broers, moenie ons vrouens nie waardeer nie. Want as jy iets nie kan waardeer nie, dan verdien jy dit nie. Ja, ons sê altyd, as jy nie iets waardeer nie, gaan jy dit verloor. Maar kan ek vir jou sê, ek glo God is besig om vir my 'n nuwe pad uit te wys, dat as jy dit nie kan waardeer nie, gaan jy dit nie verdien nie. Dan kom dit nie na jou kant toe nie. Dit word nie eers na jou toe aangebied nie. Dit word net se muur een kant toe geskuif. As ek dink soos wat Johannes 'n ontmoeting op die eiland van Patmos gehad het, het Moses 'n ontmoeting met God, toe hierdie 3 manne nader stap, en wat doen Moses? Hy kies vir oorvloed. 3 mate meel, ek gaan dit nou vir jou duidelik uitwys. Hy kies vir 'n feesmaal. Hy kies vir iets groots. Kan ek vir jou sê, as jy vir God iets wil doen, doen dit groot. As jy die Here as jy na die Here toe gaan, kom nie met jou weggooi nie. Ja, die ou kerkraad broer het my probeer oortuig en ek het dit al hoeveel keer gesê, dat die weduwee het maar net 'n penning gehad, maar die Bybel sê dit was haar hele lewensonderhoud. Sy het alles wat sy kon, het sy gegee. Ek wil jou aanmoedig om oorvloedig te wees in die werk van die Here en om seker te maak dat wanneer jy daardie opdrag van God begin uitlewe en wanneer jy sê, Here, my allerbeste vir die allerhoogste, dat jy sal verstaan dat soos wat dit Moses se taak was om Israel uit te lei, het dit ook sy opdrag en sy werk geword. Dit was sy mikpunt, dit was God se plan deur Moses gewees, dat die volk gesuiwer sal word, laat Egipte uit sal kom en laat Kanaan sal inkom. Sê amen vir Kanaan. En laat jy sal verstaan, dat God het daardie periode gekies, want hoekom? Hy ken jou toekoms, hy weet wat hy vir jou in gedagte het, en ek wil jou aanmoedig om in die wil van God te beweeg, en om te sê, Here, suiwer my, maak my skoon, word vervul in my lewe, laat almal weet wie my God is, halleluja. Hy is die God van die berge, hy is die allerhoogste God, hy is die enigste ware God, en as jy sy woord op jou lewe het jy 'n lewe. As jy sy woord proklameer, gebeur daar iets met jou. Dis in hierdie beweging, waarin die woestyn jou nie hoef bitter te maak nie, maar eerder beter maak. Ja, so maklik kan 'n mens in jou swaar kry oomblikke toegee aan bitterheid. Ek wil vir jou sê vir jouself beter. Ek wil dit so uitdruk, as jy 1 tree kan gee, dan sê jy, dan kan ek 'n 2de tree gee. En as ek 'n 2de tree kan gee, kan ek 'n 3de tree gee. En of jy in besigheid is, en of jy in 'n saak is, en of jy iewers werk, dan sê jy, Here, al hoe beter, nie al hoe swakker nie. Amen, halleluja. As jy wil agteruit gaan, dan gaan jy agteruit gaan. Maar as jy wil vorentoe gaan, as jy wil hoër gaan, as jy wil sterker gaan dit so 'n bietjie inspanning vra. Dit gaan so 'n bietjie woestynwêreld vra. Dit gaan bietjie seker maak dat jy was by Jerigo gewees, en dit wil seker maak dat as jy jou eerste veldslag teen Ai verloor, dat jy die tweede een in oorwinning gaan staan, want die Here is met jou. Op sy woord sal ek die ark bou. Dis wanneer ons God se wil beweeg, laat ons gesuiwer word van alles wat nie eg is nie. En daarom wil ek jou aanmoedig om te weet, dis hoekom hierdie fees van die ongesuurde brode, vir my en vir jou, die nagmaal, die betekenis daarvan,
om te sê dat God kan in ongesuurde brood iets maak. Dit wat vir ons nie aanvaarbaar is nie. En dit is vir my so mooi en ek wil daarmee jou help om te verstaan dat God doen altyd baie meer as wat ek doen. Kan ek dit herhaal? As wat jy kan doen. God kom ontmoet jou nie halfpad nie. Hy kom partykeer daar waar jy nog nie eers begin het nie. Daar waar jy nog sukkel om iets reg te kry, is hy al daar. En as jy sê, Here, wat is u woord? Wat is u waarheid oor my lewe? Wat spreek u in my lewe? Dan wil ek vir jou sê, as hierdie gedeelte so mooi sê oor wanneer hulle kom en hulle hierdie ongestuurde brode, die Pasga, wanneer hulle uittrek uit Egipte uit, dan gee hulle alles wat hulle kon gee, hulle doen alles wat hulle kon doen, maar dit was so min gewees, maar al is dit net 'n brokstukkie in jou hand, doen dit. Alles het 'n kort gebed, alles het 'n oomblik van stil staan, alles het net daardie ou kleinste bietjie wat jy kan saam skraap. Dan wil ek hê jy moet weet dat God gee nie net vir jou 'n oes nie, hy gee vir jou ook die saad om te oes. Hy gee vir jou die saad om te kan saai. Maar God wil hê jy moet die werk doen. Kanaan se kos was nie meer Egipte se slawekos nie. Dit was nie meer die woestynse manna nie. Dit was, jy gaan plant, en jy gaan werk, en jy gaan oppas, en jy gaan water gee, en jy gaan mooi werk. Ons grootste ellende waarmee ons worstel, is dat ons dink, God sal iets doen, as ek het moes gedoen het. Dat ek dink, God sal maar dit optel. Hy sal dit maar skuif, terwyl ek dit moes opgetel het. Daarom as jy môreoggend opstaan, as jy vandag hier vandaan huis toe gaan, dat jy op 'n plek sal kom, waar jy sal sê, soos wat Jesus die koninkryk van God vergelyk, en hy hierdie weduwee se verhaal kry. Hy sê dit is so suurdeeg wat 'n vrou neem, en in 3 mate meel inwerk, totdat dit heeltemal ingestuur is. Nou hierdie vrou wat die simbool is van die gemeente, die werk wat sy doen is om die waarheid in die lewe in te werk, in die meel in, en om te sê, Here, dis op u woord, dis op u waarhede wat ek staat maak. Kan ek vir jou sê, wanneer leierskap en wanneer lidmate hande vat, wanneer dit een sin is, wanneer dit een woord is, gebeur daar iets in 'n gemeente, dan kan God iets laat gebeur, dan beweeg dit. En daarom wil ek vanoggend vir jou sê, gryp 'n hand, gryp iemand en sê, ons sal werk vir Jesus. Want hoekom? Jy kan nie vir God iets doen as jy nie teenwoordig is nie. Dis vir die een wat opdaag. Ek het net te veel gesê, en hier is die tweede deel daarvan, dat daar's gemeentebeloftes. Beloftes wat werk, omdat dit vir die gemeente is. En daardie belofte gaan nie by jou uitkom, as jy nie in die gemeente is nie. As jy nie teenwoordig kan wees nie, dan versmaai jy dit. Dan skuif jy dit een kant toe, en dan bring dit jou op 'n plek, waar jy met leë hande dikwels wil staan. En wat jy wonder, oor hoekom het my lewe so geloop? So ek kan vandag vir jou Moses se roep afsluit, deur vir jou te sê dat ons kan nie anderster as om te reageer op Moses se opdrag en sy roep nie. Want hoekom, wat is hierdie Moses roep? Dis die woord van God. Dis elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Dis elke dingetjie wat jou Bybel, wat jy lees, vir jou aanspreek en sê, doen dit. Dis vir my so kosbaar en so belangrik. Dankie, Sissa. Dis vir my so belangrik dat ons sal verstaan
Ja, hierdie Bybelboek, as jy hom so begin lees, dan begin hy vir jou sê wat jy moet doen, hoe jy moet dit doen. En ek kan vanoggend met groot vrymoedigheid sê, dat as Hebreërs kom en hy sê, moenie die onderling byeenkomste nalat, so sommige gewoonte het nie, dan wil ek vir jou sê, dan het ons iets om reg te kry, dan het ons iets om vir iemand te gaan sê, dan het ons iewers iets om vir medegelowiges te gaan aanspoor, en vir hulle te sê, luister, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Die een wat die boodskap moet oordra, kan dit nie alleen kry nie. Ek was as 'n jong seun, was ek by 'n evangelisasie kursus gewees, ek was nog laerskool gewees, en ek sal dit nooit vergeet, was nog Engels ook, en toe moes ek nou leer om in Engels nou evangelisering te doen. En die mooi sinnetjie wat hulle gebruik het was, each one reach one. Each one reach one. En ek onthou, ek het ook maar so geloop en dit net hier by my vasgesteek. Is as ek net een. Wil jy jou indink as ons vanoggend gewillig is om te sê, Here, ek gaan nie Sondag kerk toe gaan as iemand nie saam met my is nie. En ek praat nou nie van jou geliefde man of vrou of kind wat jy so elke Sondag saamgebring het nie. Praat van iemand met wie jy in hierdie week met erns kan aanspreek en sê, luister, jy het God nodig. Jy het die Here nodig. Weet, ons raak so gefokus op onsself. En ons dink, Sarah het miskien gesê, hoekom moet ek dit doen? Ag, hoekom, jy weet, in hierdie weduwee, as sy daar die koninkryk waarheid uitbeeld, om die mate meel te vat, dan bak sy met moeite. En sy sê, en dit was vir my hartseer, en ek wil dit net so aanraak, opmerk as ek kan. Jy weet, as iemand jou nooi vir ete, dink mooi voor jy nee sê. As iemand jou nooi vir 'n ete, dink mooi voordat jy nee sê. Hoekom sê ek dit? Want kan ek jou help om te verstaan dat hierdie 3 mate meel was die simbool gewees van 'n huwelik of 'n groot feesmaal, wanneer daar 'n kind gebore sou word en wanneer 'n familie 'n prestasie of iets sou bereik, dan sou hulle oorvloedig kos gemaak het. En dan sou hulle gesê het, kom. Vanoggend wil ek hierdie Johannes woorde afsluit met die bekende teksvers wat jy so goed ken, wat sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom en saam met hom maaltyd hou. Wow. Daar's 'n aardse inkom en daar's 'n ewige inkom. Daar's 'n maaltyd aan die kom. Net soos wat ons vanoggend na die diens gaan lekker saam eet, is daar 'n maaltyd aan die kom. En ek vra vanoggend vir jou, het jy die klop aan die deur gehoor? Maar dit help nie, jy hoor net die klop nie. Jy moet die deur oopmaak. Nou moet jy dikwels so 'n bietjie een kant toe skuif, dat hy wie klop by jou kan verbyskuur. En laat jy soos die Emmausgangers 'n ondervinding kan hê, waar Jesus die brood neem en dit breek, en hulle besef, dit was Jesus. Ek vra vanoggend vir jou, is jy gereed vir die maaltyd van die lam?
Is jou saak met God reg? Het jy sy woord jou woord gemaak? Het jy sy opdragte uitgevoer? Ek wil jou vanoggend 'n kans gee om 'n keuse te maak, om te sê, Here, miskien was ek soos Israel op hierdie tog baie keer in my lewe ongehoorsaam. Here, maar vanoggend wil ek ja sê. Vanoggend wil ek sê, nie my wil nie, maar U wil geskied. Vanoggend wil ek sê, Here, maak my los van Egipte en maak my vas aan Kanaan. Laat my wees die mens wat U wil hê ek moet wees. En as jy vanoggend op daardie roep ja sê, gaan ek jou nooi om saam met my te staan, want dit is wat ek wil doen. Ek wil staan. Sê, Here, hier is ek. Here, hier is ek. Wie staan saam met my? Wie sê saam met my, Here, nie my wil nie, maar U wil geskied. Here, nie my paaie, nie my planne nie, U planne. Here, vanoggend staan ons as 'n gemeente voor U. Here, ons wil so maklik terug verlang na die vleispotte van Egipte. Here, ons wil so tevrede wees met die manna. Maar ons kom vanoggend en ons sê ons sal werk vir Jesus terwyl die skade weer daal. Pleroma sal 'n plek in 'n gemeente wees van hoop, 'n plek wees van lewe, omdat ons op U woord bou. Here, omdat ons op U woord staat maak. En as jy dit vanoggend kan doen, doen dit hardop vir jouself. Sê, Here, U woorde gee lewe. Here, dis nie brood nie, dis nie een of ander kos of gereg nie. Dis U woord. U woord gee lewe. Here, ek smag, ek het 'n honger en 'n dors na elke woord wat uit die mond van God uitkom. Ek het U nodig in my lewe. Ek smag na U woord. Here, laat U woord oor my geproklameer en uitgespreek wees. En ja, daar's 'n profetiese woord op jou lewe. Daar's 'n waarskuwende woord miskien uitgekom. Miskien het iemand vir jou gesê, doen dit. En miskien het iemand jou gevra, wanneer gaan jy dit doen? Hoe gaan jy dit maak? Dan bid ek vanoggend, Here, dat ons 'n gehoorsame woord sal hê. En 'n woord sal hê wat ons sê, so spreek die Here. Here, laat U woord triomfeer. Laat U waarheid, Here, laat dit in elke hart en elke lewe 'n werklikheid word, sodat ons op grond van U woord kan lewe. En ek dank U daarvoor. Dankie, Here, dat ons as 'n gemeente so kan staan. Kan ek jou vra net daar waar jy staan? Miskien dink jy aan iemand wat vanoggend nie hier is nie, en kan jy aan iemand dink? Iemand wat altyd naby is, of iemand wat vanoggend hier kan wees nie. Wil jy nie net nou daar staan en dan bid jy en dan sê jy, Here, ek wil nie alleen wees nie. Here, ek wil nie sonder wees nie. Here, ek bid dat my vriend, my vriendin, my huismense 'n honger en 'n dors sal kry. Kom bid daarvoor, net daar waar jy staan. 'n Kind of 'n persoon wat vir jou belangrik is, en sê, Here, laat U woord hulle opwek. Here, laat U woord hulle harte verander. Here, laat U woord hulle roep en nader trek, want op U woord, Here, bou ons hierdie tabernakel en ons eer U daarvoor. Here, ons bid vir ons hele gemeente. Ons bid vir almal wat hier kan wees, vanoggend nie hier is nie. Ons bid dat U hulle sal aanraak. Gebruik ons, Here, gebruik ons om hulle aan die hand te vat en te sê, ons sal werk vir Jesus. Want die koning kom,
Die oes is ryp en die arbeiders is min. Hier is ek, Here, gebruik my. En ek dank U daarvoor. In Jesus se naam. Amen en amen.